Môre sê woensdagoggend kuiertyd. Ons het die voorreg om bietjie aan te sluit by verlede week, Spreuke 4:23, wat gaan oor dit wat in my hart se wese en my denke aangaan. En hoe dit my lewe beïnvloed. Een van die vertalings sê dit bepaal die koers van my lewe. Hier is ons vanoggend in Roosendaal met 'n gemeente uitreik en het ons die voorreg om te sien waar die groot ontwikkeling plaasvind van klein huis benadering. As ons sê klein, vierkante meter. Van hierdie huise is slegs 1 container. Met ander woorde, 3x6, 18 vierkante meter groot. En dis al, dit is die huis. En in hierdie huis leef jy. En dit is 'n skrille kontras met my en jou en Gauteng se leefwyse en wonings. Daar is hoër en beter en groter dikwels aan die orde van die dag. As ons vir 'n oomblik moet stilstaan en sê, hoe beïnvloed dit wat in my denke aangaan, dink ek is daar 2 dinge wat 'n ou vir jouself moet afvra. As ek in so 'n klein huisie bly, gee dit my geleentheid dat my denke wyer en breër kan fokus, gee dit my meer tyd om sinvol ook met my eie gedagtes om te gaan. Ja, die teendeel kan waar wees. Vir my en jou in die stad is dit nie so dat ons besige lewe, die instandhouding van hierdie groot huise, soveel tyd in beslag neem, ook vir my denke, dat ek nie regtig kan fokus op wat saak maak nie. 'n Laaste opmerking oor hierdie pragtige ontwikkeling is die natuur skoon. Jy sit in jou huisie en jy kyk uit op die berg daar voor jou. En inderdaad moet dit ook 'n invloed op jou mens wees, maar ook jou denke hê. So kom ons gesels 'n bietjie verder daaroor. Ons staan hier by 'n tipiese klein huisie, vierkant meter gewys. Wat vir my baie interessant is die heininge. En dit is so vir al die huise wat in hierdie ontwikkelingsarea is. Hy is 4 voet hoog in die ou taal. Hy is definitief nie hier vir sekuriteitsredes nie. Bloot, maar seker net om te sê, hoorie, hier is die grense van my eiendom. Maar as ou dink aan my en jou leefwêreld in Gauteng, hoe hoor die mure, en die elektriese heininge, en die kameras, en. Hier het ek onmiddellike ervaring van, vry, ja. In Gauteng, ek is gebonde, daar's 'n stuk vrees, psigose wat saam met al hierdie heininge en elektriese heininge en kameras gaan. Is dit nie waar van my en jou lewe, as ons vanoggend wil praat oor ons denke, en hoe dit ons lewe kan rig, dat ek en jy so besig is om grense te bou. Nie net grense vir die wrede wêreld daar buite nie, maar ek wil myself verskans, ek wil nie regtig mense naby my toelaat nie, en in 'n sekere sin kan ek God ook begin uitsluit. Maar na ek alles gedoen het om hierdie mure en grense en dinge in stand te hou, is die tyd wat ek tot my beskikking het, om ook sinvol met die Here in gesprek te tree, net al hoe minder. So ja, as ek hier is, en dis my leefwêreld, en voor my die berge, is ek op 'n plek waar my gees tot rus kan kom, en ek kan sê, Here, hier is ek. Ek wil met U in gesprek tree. Ek wil fokus en meer tyd met U spandeer. Want ek kom tot die besef, Here, my denke, dit wat hier in my wese aangaan, wat my doen en late bepaal, inderdaad, soos die Spreuke skrywer sê, kan die koers van my lewe drasties beïnvloed. En ek wil by 'n punt kom om te sê, Here, maak nie saak waar ek is nie, my siel moet tot rus te kom. Ek moet ligter leef. Ek moet fokus op U. Here, ons is soms so besig. My denke, my wese, my verstand, van soggens tot saans, is besig om oplossings te vind vir die probleme rondom my. En ja, Here, soms is dit die resultaat van groter en beter. Die vraag is, wanneer is genoeg genoeg? En die waarde, Here, om tot stilstand te kom en te sê, ek is tevrede met wat ek het, en ek kan selfs minder. Here, gee dat ons op daardie plek kan kom, om saam met U tyd te kan spandeer, Here. En inderdaad,
my gedagtes, my denke, kan in saamwees met U my lewe verander, ten goeie. Lei ons op hierdie pad, Here, in U naam. Amen. Uitdaging vir die week. Ons bly nie almal in Roosendaal nie, en dit is so. Maar kom ons wees eerlik, groot huise, groot probleme, groot instandhouding, dit hou my denke vas. Okkupeer my menswees. Hier kan ons sien, eerstehands, klein huis, maar groot fokus op die Here, die almagtige God en Vader. So die uitdaging is, wat kan ek en jy doen waar ons is? Ons kan nie Roosendaal toe trek nie. Maar ons kan besluite neem om te sê, genoeg is genoeg. Ons kan besluite neem om te sê, my dagboek kan verander, en ek gaan meer tyd vir die almagtige God inrig, sodat my denke juist dit kan doen wat dit moet doen. My lewe ingrypend verander, ten goeie. So gebruik hierdie week, gebruik tyd, en sê, Here, hier is ek, hier is my omstandighede, wat kan ek doen? Watter wilsbesluite moet ek neem? Sodat my denke, ek daaroor waak, selfs hier waar ek is, en meer nog, dat my denke deur U geskoei kan word, deur tyd saam met U te spandeer, sodat my lewe kan verander, ten goeie. Here, bepaal die koers van ons lewe, ook in die besluite wat ons in hierdie week moet neem. Ek groet jou, 'n wonderlike week.